Goeiemôre broers en susters. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ook aan die besoekers wat hier mag wees, is baie welkom saam met ons in die huis van die Here vanoggend. Skriflesing, Hebreërs hoofstuk 4 vers 14 tot 17. En die tema is kom na die troon van genade met vrymoedigheid. Begeleiding, Esther van der Walt en Karel Wright, baie dankie vir julle bereidheid om ook vanoggend dit besonders te maak, baie dankie daarvoor. Die vroue aksie nooi die gemeente uit om saam met hulle koffie, tee en verversings te kom geniet in die groot saal. Besoekers is hartlik welkom. Verjaarsdag vandag 9 Februarie, Jan Riemenhaver, baie geluk met die verjaarsdag, mag 'n pragtige dag. Baie geseënde jaar vir jou en jou gesin wees. Veels geluk ook vir Audrey, sy het haar 3de kleindogter ryker geword. Baie geluk, mag sy net vir julle baie vreugde bring. Baie geluk Audrey. Verbondsonderrig, die opening is in die belydenisslas net na die gemeentevergadering. Ons het nagmaal vanoggend, ons vier die heilige nagmaal na die erediens. Jy sal sien dat wanneer die nagmaal verby is en die erediens afgesluit is, dan voor die gemeentevergadering gaan ek en Paul en Betsy ons net verskoon, ons loop nie weg nie. Ons gaan ook die nagmaal by die ouete huis bedien, want ons wil graag ook ons lidmate daar bedien met die nagmaal. Direk na die erediens is dis gemeentevergadering, ons vra dat almal maar sal bly sit en deelneem aan die gemeentevergadering. Die gemeente kuier saam na die erediens en die verbondsonderrig. Daar is heerlike lasagne, 'n slaai en 'n broodjie, kom kuier gerus saam. Bybelstudie vanaand om 1700 uur in die klein saaltjie. Die spreekkamer is 12 Februarie 11:30 tot 1300 uur. Ons het op die kerkraadsvergadering daarvan gepraat. Dit lyk vir my, daar is nie 'n groot behoefte aan nie. Daarom moet jy asseblief maar laat weet as jy wil kom. Jy kan my in elk geval enige tyd skakel vir 'n afspraak by die huis, by u huis, by ons huis, by die kerk. Ons maak 'n plan om graag vir u beskikbaar te wees. Spreekkamer het ons nou afgehandel. Nou kom die geheime vriendinne. Dames, dis weer tyd vir bederf. Ons gaan weer geheime vriendinne kies. As jy wil deel wees hiervan, skryf asseblief jou naam op die lys by die teetafel, of gee dit vir Rita. Op 16 Februarie trek ons geheime vriendinne. En dan gaan daar die geheime vriendinne mekaar bederf. Jy weet nie wie jou bederf nie, maar daar is dan iemand wat spesiaal vir jou miskien ietsie sal gee. Sitplekke op die galery. Ons kinders is vir ons belangrik. En ons wil tog maar sê, die kinders is welkom in die erediens. Kinders is regtig welkom in die erediens. Die klein kindertjies wat 'n bietjie praat, pla ons nie regtig nie. Maar kinders moet gewoond raak aan die kerk. En as jy dalk dan die klein kindertjies het nie, jy skuif so 'n bietjie vorentoe, dat daar plek agter is in die kerk vir die klein kindertjies, sal ons baie dankbaar wees, sodat die ouers met die klein kindertjies kan rustig daar sit en hulle kinders leer om stil te sit in die kerk en om kerk toe te kom. Op ons gebedslys is Dani en Annemarie van Huisteen. Ons dink ook aan oom Boeteroe. Hy kry Dinsdag 'n knievervanging. Willem Kroeser se oog is weer geopereer. En is daar nog een wat kom? Daar kom nog een. Baie sterkte. So dis 'n lang proses hierdie. Baie sterkte. Ons dink aan Thys Snyman. En dis ook 'n lang proses. Hy sou Vrydag heupvervanging gehad het.
maar die dokter het nog toetse aangevra en nog uitstel gegee, so dit sal dan hopelik maandag wees. Ons bid maar ook vir hom, vir vrede en rustigheid, en dat alles sal reg wees, dat daardie operasie suksesvol kan afloop. Ons bid ook vir opvolgreën. Terreindiens, weet dat de Bruin sal die terreindiens waarneem, sodat die Jakens by die nagmaal betrokke kan wees. Aanmeldings by die nagmaal, Fanny de Bruin en François en Markie Swart. Verskonings, Thys Snyman, wat in die hospitaal in Bloemfontein is. Dit is dan die einde van die afkondigings. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed, waarna ons met gesang 4 as gesang begin, waarmee ons die erediens dan inlei. Kom ons word 'n paar oomblikke stil voor die Here. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onsse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing as 'n loflied uit Psalm 33, verse 1 en 11.
Soos dit vir ons opgeteken staan in Markus hoofstuk 12 vanaf vers 28, waar die skrifgeleerde vir die Here Jesus die vraag vra: wat is die eerste gebod van almal? Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is: hoor Israel, die Here ons God is die enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod as die. Broers en susters, op 'n ander plek sê die woord dat die liefde nie vrees nie. Dat ons dus vrymoedigheid het om na die Here te nader, as sy liefde in ons bly. As mense wat dan weet dat ons onvolmaak is, dat ons sukkel om lief te hê, die Here met ons alles en ons naaste soos onsself. Kom ons bely ons skuld in die woorde van Gesang 71, vers 1, 2 en 5. en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde.
Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Uit genade, deur die geloof. Wat 'n voorreg om uit genade gered te wees. En vanoggend gaan ons die tekens daarvan hier aan die tafel ook sien en geniet. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons aanbid U. U wat die koning van die konings is. U wat die almagtige, regverdige God is. Maar ook die genadige. Dankie dat ons vanoggend kan hoor dat ons met vrymoedigheid na U genadetroon kan kom, omdat die Here Jesus daarvoor betaal het. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat geopereer is en nog geopereer moet word, vir huis daar in die hospitaal in Bloemfontein wat nog steeds wag vir die operasie, dat U ook dit sal seën. Ons bid Here dat U sal wees met elkeen op ons gebedslys en elkeen wat ook nie daarop is nie, wat dalk nie daarop wil wees nie, maar wat dit eintlik nodig het. Ons bid vir hierdie gemeente, dat hierdie gemeente 'n skynende lig in die duisternis sal wees, dat U self sal byvoeg wie U wil, dat U self hierdie gemeente sal in stand hou en sal seën. Ons bid ook vir die toekoms. Here, as ons kyk na getalle, as ons kyk na ouderdomme, as ons kyk na alles wat menslik moontlik is, dan sien ons hoe dat die kerk van die Here eintlik 'n sterwende organisme is. Maar omdat ons weet dat dit die lewende liggaam van Christus is, weet ons U hou self die kerk in stand. Daarom vra ons dat U dit sal doen, dat U ook hierdie gemeente van U sal seën, sal sterk, sal laat groei in geloof, in getalle, in diepte. Dat ons in die heiligmaking sal groei, ook waar die nagmaal ons geloof gaan versterk vanoggend, dat ons versterk sal word, soos vanoggend ook daar in die konsistorie gebid is, sodat ons nie net sal terugkeer na ons lewe voor die nagmaal nie, maar dat hierdie nagmaal 'n trapklip sal wees, 'n trappie wat ons bietjie hoër neem, nader aan U neem. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here uit Hebreërs 4. Maar ons lees van vers 17 af, of 14 af tot 17, 16, 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Vers 16 in die 2020 vertaling sê, laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang
om op die regte tyd gehelp te word. Ons lees net so ver. Broers en susters, 'n mens kry mos dwars deur die lewe mense met groot vrymoedigheid. Maar dan kry jy ook mense met groot vrypostigheid. Nou wat is die verskil? Iets van die verskil is wanneer 'n kind vir sy ouer of vir sy oupa kom vra, oupa gee vir my 'n stukkie brood. Hy is nie bang om te vra nie. Hy kom om die goeie, die regte, die nodige te vra. Dis vrymoedigheid. Maar as die gomsnywertjie langs die pad aan jou deur kom, klokkie kom hamer en hamer en hamer, en hy sê vir jou, gee vir my kos, dan raak dit vrypostigheid. Dis nie vrymoedigheid nie. Ek het een keer beleef daar in die wande, dat 'n persoon al 'n klomp kere daar aangekom het om kos te vra. En eendag, toe ek my gesin by die skool gaan haal het en ek hou so stil, en ons begin die tasse uithaal, toe is hy by, hy sommer daar, en hy help tasse indra, ek sê vir hom, sit hier in die sitkamer, en dra ons als in, hy sê vir my, vandag wil ek 'n stuk vleis hê. Ek sê vir hom, ja, kom ek gaan kyk wat is in die pot. Toe ek in die pot gaan kyk, toe is daar net genoeg stukkies vleis vir ons gesin. Toe gaan ek na hom toe en ek sê vir hom, luister, as jy 'n stuk vleis wil hê, moet ek of myne of een van my kinders 'n stukkies vleis vir jou gee. As die broodjies wat ek vir jou altyd gee nie goed genoeg is nie loop. Want hy was vrypostig. As my kind vir my gevra het, ek is so lus vir 'n stukkie vleis, dan is dit vrymoedig. Hierdie onderskeid wat ons probeer maak om te verduidelik wat dit beteken as die Here Jesus sê, kom met vrymoedigheid na die troon van genade. Kom met vrymoedigheid na die troon van genade. In Hebreërs 4, vers 14 tot 16 sien ons dis hierdie deel wat ons uitnooi, vers 16 veral. Nou, 'n ander voorbeeld wat ek kan gebruik is die voorbeeld van die teologiese student wat vir sy eerste evalueringspreek op die kansel geklim het voor die professore en sy klasmaats. Maar hy is een van daardie mense wat baie selfvertroue gehad. En hy het met groot bravade daarop geklim. Maar soos hy aangaan, maak hy foute, maak hy vas en sukkel hy in. Toe hy daar afklim, is dit met groot nederigheid. En sy professor het hom so gesit en kyk, hy sê vir hom, jongman, as jy daar opgeklim het, soos jy daar afgeklim het jy daar afgeklim, soos jy daar opgeklim het. Nederigheid, vrymoedigheid gaan saam. Vrypostigheid en eie geregtigheid gaan saam. Hier is dis 'n verskil, want 'n mens kry mense wat as te ware op God wil afstorm en wil eis. Ek eis redding, ek eis dit en dat. Natuurlijk kan ons met groot vrymoedigheid na die troon van God gaan. Maar daar's 'n rede. Daar's 'n rede hoekom ons gaan met vrymoedigheid. Die deel wat ons verlede keer saam gelees het in verse 1 tot 13 en die gedeelte self wat ons gelees het, gee 'n stukkie konteks aan die vrymoedigheid wat ons voor die Here het en kan hê. Ons kan vanoggend se boodskap saamvat deur te sê, nader vrymoedig na God se genade troon. Of kom nader
met groot vrymoedigheid. Vrymoedigheid is iets wat nie vrees inhou nie. Iets waar 'n mens rustig is, waar 'n mens nie bang is om te vra nie. In die eerste plek, Jesus het die pad na die genadetroon oopgemaak. En dit is waarvan ek gepraat het. Daar is 'n rede hoekom ons met vrymoedigheid na God toe kan gaan. En die rede is dat Jesus Christus die pad vir ons oopgemaak het, voorberei het soontoe. Hy het gekom en die offer gebring, die prys betaal. En ons sal die beeldspraak hieraan nou verduidelik. Want hier staan hy deur al die dele van die tempel gegaan. Nou, Hebreërs verwys baie terug na die Oud-testamentiese erediens, ook baie keer na die hemelse erediens. En in hierdie konteks sien ons dat die hoëpriester gekom het, en hy kon eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingaan. Natuurlik kon almal in die voorhowe ingaan, wat deel is van die volk. Daar was 'n voorhof waarin die nie-Jode nie mag ingekom het, maar nie in die volgende voorhof. En dan in die heilige, binne in die tempel, mag net die priesters ingegaan het vir hulle dienswerk. Maar ook nie sommer instorm nie, want ons lees dat met die instel van die offerdiens, 2 seuns van Moses daar met groot geraas ingestorm het en hulle eie offertjie gebring het, wat God nie voorgeskryf het nie. En as ek reg is hulle met vuur verteer. Ons moet die heilige dinge heilig hou. Ons kan nie instorm met vrypostigheid voor God nie. En daarom is daardie heilige deel van die tempel was heilig. Net die priesters mag as hulle gewy was, daarin gekom, om hulle dienswerk te doen. Die hoëpriester mag ook daar gekom het en ook daar gedien het. Maar in die allerheiligste mag hy 1 dag in die jaar op die groot versoendag ingekom het. En daar het hy ingegaan alleen as hy 'n offer vir homself en sy familie gebring het, om homself te regverdig voor God. En dan het hy daar die bloed van die offer gaan sprinkel. En dan mag hy eers ingaan om namens die volk 'n offer te bring. En hy het hulle offerbloed ook ingeneem en daar op die versoendeksel gaan sprinkel. Om in die allerheiligste ingaan, al die dele van die tempel, verg dis besondere voorwaardes. En daarom kon daardie hoëpriester nooit heeltemal vrymoedig wees. Kon hy maar net met vrymoedigheid ingaan, as al die voorwaardes nagekom is. Nou kom die Here Jesus, en hy kom betaal aan die kruis op Golgotha, en hy word gekruisig en hy sê vir die Vader, voor hy sterf, dit is volbring. En as hy dit sê, is die prys ten volle betaal. Alles is heeltemal betaal. En dan lees ons dat hy opvaar na die hemel, met die hemelvaart, en dat hy, sê die Bybel, deur al die dele van die heiligdom, van die hemelse heiligdom gaan, na aanleiding van die tempeldiens, dat hy tot in die allerheiligste by God self gaan, en dat hy daar die offer kan bring. Hoekom? Hoekom kan hy daarin gaan? Om 2 redes. Want hy is die heilige seun van God, wat van die begin af by God was. En toe hy opgewek is uit die dood, toe hy opgevaar het na die hemel, het hy met die bloed van sy offer in sy hande gegaan. Daardie offer wat nie vir homself hoef te gewees het nie, omdat hy nie sonde gehad het nie. Maar hy kon met die offer gaan vir al die mense wat sou glo en wat geglo het. Met daardie offerbloed in sy hande het hy as ware voor die Vader gaan staan. En nou sê hy,
die skrywer van Hebreërs. Met vrymoedigheid kon God daardie seun van hom ontvang. En die seun van God het nie net ingekom as seun van God nie, hy het daar ingestap as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Wat beteken dit? Dit beteken hy is hoëpriester, maar hy is ook koning. Want as ons lees hier in die geskiedenis van Abraham, as ek reg onthou, van Melchisedek wat priesterkoning van Salem was, dis die latere Jerusalem. En hy was priester en hy was 'n priester vir God en hy was koning. En nou is die Here Jesus die koning van die konings. En hy is die hoëpriester wat die offer kom bring het vir ons sonde. Wat nou vir ons versoening by God gaan doen. Maar wat ook self die offer was. So om alle redes het hy vrymoedigheid gehad. Het hy die pad vir ons oopgemaak na God. Het hy die pad gebaan. En meer nog, hy het vir my en jou wat glo, kinders van die Vader gemaak. Met ander woorde, ons het nou die ekstra reg as ware om na God te kom. Dat ons sy kinders is. Ons nie meer net slawe is, of diensknegte is, of kennisse is, maar dat ons sy kinders is. En hy het die pad vir ons ook oopgemaak, deur vir ons sondes heeltemal te betaal. Deur as ware sy bloed teen die troon van die Vader te gaan sprinkel, om te wys in die terme van die Ou Testament, om te gaan wys ons sondes betaal. Ons het nog vrymoedigheid om na die troon van genade en gebed te gaan, omdat die Here Jesus nou aan die regterhand van die Vader sit, en op hierdie oomblik vir ons intree, vir elke dingetjie, vir ons vergifnis. Vader, ek het vir hierdie persoon betaal. Hierdie is u kind. Kyk na hom deur die bril van my bloed. Ons kan dus met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Vrymoedigheid sluit egter natuurlik respek vir God steeds in. Mens kry mense wat met vrypostigheid na God toe gaan, om allerlei afbreekende name noem, sommige met en van God praat in herhalende terme. Ek lees nie daarvan in die Bybel nie. Het lyk vir my, asof dit vrypostigheid is, asof dit sonde is, asof dit die ding is, wat soos daardie 2 seuns van Moses jou lewe kan kos. God is heilig. En dit bring ons dan by die tweede punt. Jesus as middelaar verstaan ons swakheid. Die aardse hoëpriester het mooi verstaan, al was hy hoe 'n heilige, die beste van die beste priesters. Was hy nog mens? Het hy maar nog sonde gedoen, het sy familie sonde gedoen? Was hy 'n swakke mens, wat vir homself eers versoening moes doen, voor hy vir die volk kon versoening doen? Wat homself eers moes reinig deur die hele ritueel, en sy heilige klere aantrek, voor hy in die allerheiligste kon waag? So hy het sonde geken, swakheid geken. Die Here Jesus is as mens gebore, hy was waarlik God, maar ook waarlik mens. En hy is as mens gebore om natuurlik te kon beleef wat ons beleef het. Hy is versoek, soos elkeen van ons en meer. Maar hy het nooit toegegee aan die versoeking nie. Dit bly 'n versoeking, dis nog nie sonde nie. Solank die versoeking na jou kom, wat jy nog nie met jou gedagtes of met jou dade daaraan toegee nie. En Jesus het nooit toegegee aan sonde nie. Maar hy weet hoe dit voel om versoek te word. Sonder spoor van die vloek van die sonde, selfs die erfsonde, omdat hy uit 'n maagd gebore is. Is die Here Jesus dan vry voor die Vader en vrymoedig, en kan ons vrymoedig na hom toe gaan? Maar hy het nooit sonde gedoen.
Jesus die middelaar, die hoëpriester, verstaan ons swakheid. Maar swakheid is nie skaamteloosheid. Swakheid is nie vrypostigheid en moedswilligheid nie. Die verstaan van ons swakheid is dis nie 'n goed praat van doelbewuste sonde nie. Mense wat nie veg teen sonde nie. Mense wat nie sondes bely en laat staan nie, maar willens en wetens daarin leef. Hulle is nie vrygespreek nie. Ons het dit net nou gehoor by die wet. Jesus tree net vir hulle in wat berou het oor sonde, wat jammer is en vergifnis vra en verskoning vra. Jesus die middelaar verstaan ons swakheid, maar hy verstaan nie en hy het nie simpatie met moedswillige sonde en die lewensonde. Sy groot genade het ons gesien in die voorbeeld van die vrou wat aangekla is dat sy oorspel gepleeg het. En die Here Jesus het gesien, hier's 'n klomp aanklaers wat self sonde het. En hy het net gaan sit en in die grond geskryf. Jy sien nie wat hy geskryf het nie, en hulle het so een na die ander, want hy sê toe, die een wat sonder sonde is, laat hy die eerste klip gooi. En toe hy klaar geskryf is in die grond, is hulle almal weg, want hulle besef hulle het ook sonde. Ek wonder of een van hulle dalk nog oorspel met haar gepleeg het, ek weet nie. Sy was dus nie skuldiger as hulle nie, maar sy was skuldig. Wat sê die Here Jesus vir haar? Gaan heen en sondig nie meer. Ek veroordeel jou ook nie, maar gaan heen en sondig nie meer nie. Die Here God het 'n groot simpatie, 'n groot jammerhartigheid vir sondaars. Hy het groot begrip vir ons as sondaars, wat met berou kom om vergifnis vra. 'n beeld hiervoor is die verskil tussen 'n vark en 'n lam. 'n Vark gaan rol in die modder. Hy val in die modder en dan kom hy agter is lekker vir hom. Dan sal hy aan mekaar teruggaan in die modder rol. 'n Lam sal verbyloop en hy gly en hy val in die modder en dan skud hy hom af en hy staan op en hy loop. En as hy eers skoon is, gaan hy nie terug modder toe nie. Ek en jy is nie deel van die varksigheid van die sonde nie. Ons mag in sonde val, maar ons moet opstaan en wegloop. Dan is daar vir ons genade. In die derde plek, kom ons gaan met vrymoedigheid na Jesus die middelaar. Ons kan dus vrymoedig, openlik, sonder iets wat ons pla, sonder om bang te wees, sonder iets wat ons hinder, kan ons na die Here Jesus toe gaan. Nie omdat ons dink ons is sonder sonde nie, maar omdat ons weet, ons het sonde, maar dit is betaal deur Jesus Christus, skoon gewas, is weggeneem. Hy tree vir ons in by die Vader, op grond van sy verdienste. Ons gaan dus na die troon van genade, onder 'n skuilnaam. Want as ons in ons eie naam gaan, dan is ons skuldig. Maar ons gaan in die naam van die Here Jesus Christus. Hy het vir ons hierdie nuwe identiteit gegee as Christen. Ons kan dit noem 'n familienaam gegee. Jy is nou Christen, vrygekoopte, heilige. En ons het hierdie nuwe skuilnaam, waaronder ons na die Vader kan kom en sê, in die naam van Jesus Christus, vergewe my sonde. En dan word ons onmiddellik vergewe. Om genade of barmhartigheid te ontvang. Dan sluit hierdie deel af met 'n belangrike frase, en so op die regte tyd gehelp te word. Hierdie frase verwys terug na 'n stukkie waarby ons verlede week al stil gestaan het. In die vorige deel wat sê dat genadetyd kan verbygaan. Nou is die regte tyd. Nou is genadetyd. As jy nou die geleentheid het, moet jy nou die Here aanneem
moet jy nou na die troon van genade kom en om vergifnis vra. Want as die Here Jesus eers weer kom op die wolke, is dit te laat. Dan is daar nie meer vergifnis. Dan gaan die onbekeerde sê, berge val op my, heuwels bedek my. Dan is dit te laat. Die regte tyd is nou, terwyl ons die kans het, om ons saak met die Here reg te maak, om Jesus Christus se verdienste vir onsself te vat, en ons lewe daarvolgens in lyn te kry. Dit is genade, en dit is genade tyd. Op die Here se tyd sal hy ons verlos ook van hierdie ou natuur, hierdie vlees wat ons aftrek in die sonde. Op sy tyd. Maar genade tyd is vandag. En daarom moet ons dit nooit laat verbygaan nie. Wanneer ons nagmaal gebruik ons juist die tekens van Jesus se sterwe, van sy liggaam wat gebreek en sy bloed wat gevloei het, omdat ons in sy naam kom, onder sy beskerming kom, van sy offer, kan ons met vrymoedigheid, met groot openhartigheid, sonder vrees na die Vader kom. Ons kan ook die tekens van die nagmaal gebruik, sonder vrees, wanneer ons kom onder die vergifnis van die Here Jesus. Wanneer ons vergifnis gevra het en sondes bely het, is ons afgewas en skoon. Ons is kinders van die Vader, kan in nederige vrymoedigheid kom. Die van ons wat na sy genadige troon gekom het, hoef dus nie bang te wees vir die regterstoel van Christus nie. Die nagmaal wys ons dat ons met vrymoedigheid kan kom. Amen. Kom ons luister na die formulier vir die nagmaal. Die instelling van die nagmaal, geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 26 tot 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die wese van die nagmaal. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en wyn, roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg, so seker as wat hierdie brood vir ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam, en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd.
In die nagmaal vier ons die gemeente met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam en broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons almal deel aan die een brood. Die nagmaal is 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op 'n besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Die nagmaal is ook ten slotte 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en die vrug van die nagmaal. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig as hy van self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Die voorbereiding vir die nagmaal. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met ons gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin en ons oorgebly het met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daar te help. Amen. Terwyl die tafel voorberei word, luister ons na die nagmaalslied.
in ons gelei, in ons harte saam, ons geloof in die woorde van God. Ek glo voor die Vader die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag van Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, kruisig gestorwe en begrafenis en begrawe neergedaal het, wat die derde dag weer opgestaan het in die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, ja, teruggevaar, want waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige volgende Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Kom ons bid nou saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons dank U vir die geliefde Seun Jesus Christus, wat ons tot die ewige lewe het verstaan. Sy liggaam wat gekruisig, sy bloed wat gegee is, dat ons nie in ons harte aan die sigbare tekens van dood en dood vassteek, en waar ons harte oprit na die hemel, dat Jesus Christus ons voorstel aan die regterhand is. Versterk ons geloof deur die waarheid van die Gees, tot verheerliking van U naam, en tot meerdere dienste in die koninkryk, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die brood wat ons spreek, is die gemeenskap in die liggaam van ons Heer Jesus Christus. Die vertaal en glo dat sy liggaam gebreek is, tot ons volmaak van al sonde.
danse, waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Nee, drink aan die goede, dat sy kostbare bloed vergiet is, tot het volkomen is, vir al ons sondes. Psalm 117, vers 3. Verstaan, enige iemand wat is in die woord van de Psalm? Ja. Terwijl die laatste dingen komt zelfs samen met zingen vers 3.
is die Here, wat moedig en groot wat goede lewe. Hy sal met altyd is, nie oorlewig en toon, daarom. Hy handel met ons nie aan sondes en vergeld ons nie aan ongeregtighede. Wat so hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goedwilligheid oor die wat hom vrees. Sover as wat die ooste verwyder is van die weste, sover verwyder ons oortredinge van ons, soos 'n Vader ontferm vir sy kinders, so ontferm die Here oor die wat hom vrees. Barmhartige God en Vader, ons so prys U dat U in genade U Seun as middelaar aan ons geskenk het. Hy het deur sy kruis opgestaan, die straf vir ons sondes gedra, en sodoende vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword. Dank U dat U aan ons die geloof sien, waarmee ons deur die naam kan lewe. Ons dank U dat ons op die tydens hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis van ons Here Jesus Christus tot die verkondiging van sy woord tot daardie kom sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei. Ons bid dat U die meerderheid vrugte in hierdie nagmaalsviering in ons lewens sal voortkom tot die verheerliking van ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dit nou geleentheid om die Here te lief in die offergaves. Die slotsang van die gemeente is Gesang 288. Ons herinnering
dat jy net moet bly sit vir die gemeentevergadering na die seën, en dat jy daarna heerlike koffie tee en ververskings kan geniet, en dat jy na die verbondsonderrig nog kan bly, en saam heerlike ietsie te ete kan geniet saam. Kom ons beoefen ook so die gemeenskap van die gelowiges. Maar kom ons sing dan nou Gesang 288, verse 1, 3 en 5. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.